Ons het gesing, it's your breath in our lungs. Nee? En dan staan daar in Genesis 2 vers 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. Dus toe God asemhaal, wat maak dat ons kan asemhaal. En dan gaan Moses raak groot in Egipte. Ons ken die storie van Moses. Moses raak groot in Egipte. En daar's al hierdie gode. Daar's 'n God vir geld en 'n God vir brood en 'n God vir toiletpapier en daar's 'n God vir alles, nê? Nee? Daar's 'n God vir alles, 'n afgod. Dis nie 'n regte God nie, dis 'n dooie afgod, maar hulle het 'n God vir alles. Een van daai gode lewe in Suid-Afrika ook, die rugbygod. Okay. Maar okay, ons gaan nou nie te veel daar aangaan nie. Maar hulle het al hierdie gode en dan sien Moses hoe die brandende bos en God praat met hom en God sê, ek is God. En dan sê hy, maar wie is u? En dan sê God, ek is, I am, Yahweh. Yahweh. En in die Hebreëus, ek kyk hierdie videoklip waar hy het verduidelik en hy sê, in die Hebreëus is dit 'n baie asemhaal benaming van God. Ja. En ek dink, ag, wat 'n nonsens is dit, man. Het jy al 'n klip gekyk en dan sê ou iets en dan dink jy, wat 'n twak is dit? Okay, ek weet julle ouens is seker beter as ek, maar ek kyk baie keer so van hierdie goed en dan dink ek, ja, wat, almal wil ook maar net iets sê. Maar hierdie ding haak by my vas van Yahweh. En hulle sê die manier hoe hulle het eintlik gesê, die klanke is, dit is net die EH. So die A en die E is eintlik weggelaat uit dit uit en is eintlik en dan sal as en dan sê sy naam en het sê ek kan nie sonder die lewe nie, Here. Maak nie saak hoe ek probeer. Doesn't matter how hard I try to follow God. Without God, we cannot live. Without God, we cannot even breathe. Ons kan nie lewe sonder U nie. En hy het dit so gemaak. As hy sê, my naam is Yahweh, my naam is ek is, dan sê ek is jou lewe. Ek is jou hoop. I am the bread of life. I am your Savior. I am your Father. I am your husband. I am your maker. I am the one who takes care of you. I am your protector. I am your very life. En so dan sê ons net, Here, ek kan nie, U moet asseblief deur my. I can't. You have to live in me and through me. You are my hope of joy. Here, U is die een wat maak, U is die hoop van glory wat ek het, die hoop van heerlikheid lê in U en nie in my ability om gehoorsaam te wees of om U kind te wees en of dit reg te kry nie. My hoop lê regtig maar net in Jesus Christus wat vir my gesterf het en die wonderlike daarvan is dis genoeg. Hy is genoeg. So as jy asemhaal en partykeer voel dit of die lewe jou so bietjie choke, of al die swamdoder, of al die gars, of wat dit ook al is, en jy haal asem. Onthou, hy is jou asem. Hy is alles wat jy nodig het. Hy is Yahweh, ons God. Amen. Amen, hoe wonderlik is dit. So vanoggend wil ek alweer iets onmoontlik probeer doen. Soos elke Sondagoggend. Dis is so wonderlik hoe God van ons as sy kinders die onmoontlike vra. Hy vra vir ons to do something that we can't do on our own at all. And that is to try and share His word and something about Him.
En Vader, Here, daarom wil ons dit ook nie op ons eie doen nie, en ek wil dit definitief nie op my eie doen nie. En ons vra, kom Vader, kom praat, kom verander, kom shape ons, Here, kom leer ons. Father, we want to hear your voice. Here, ons wil die stem hoor. Ons wil U beleef, U is die lewende God. En ons wil U beleef. Ons wil nie net van U weet nie, ons wil U persoonlik ken, Here. Ons wil weet hoe U dink. Ons wil hoor hoe U praat. Ons wil sien, Here, hoe U salwing en die krag deur ons lewens vloei, sodat almal die goeie nuus kan hoor en 'n keuse kan maak om U te volg of dan nie. Maar Here, gebruik ons lewens vir die verheerliking van U naam. Amen. Amen. Alright. Is jy reg dat die Here jou lewe verander? Wonderlik. Wonderlik. So, vanoggend praat ons bietjie oor om God se stem te onderskei. Daar's soveel stemme, daar's soveel klanke, daar's soveel dinge wat praat. Hulle sê 'n vrou praat omtrent 4 keer meer as 'n man. So manne is weer een van daai moeilike goed. Laat jou vrou maar praat, okay? Op die einde van die dag is dit goed vir jou om haar 'n kansie te gee om te praat. Ek leer ook nog om dit reg te kry, meer en meer na 18 jaar amper. Maar ons leer maar stadig. So vrouens, julle praat baie en ons leer stadig. Maar ons moet genade hê vir mekaar. Maar daar is so baie stemme wat ons hoor. Ons hoor die stemme van die omstandighede rondom ons. Ons hoor die stemme op ons selfone en ons sien alles wat lyk of dit afwaarts gaan. En dan lees ons Matteus 24 en Jesus sê pretty much dit sal afwaarts gaan. En wanneer ons hierdie dinge sien, dan sê Jesus 'n klomp keer, maar moenie jou hart ontstel nie. Sjoe. Dis nogal moeilik om nie my hart te ontstel as ek al hierdie goed sien nie. Maar weet dat God jou pa is en dat hy vir jou goed is. En as hy 'n voël moet vat en 'n stukkie steak in sy mond sit en hom na jou toe stuur by 'n spruit om sy wil te laat gebeur, dan sal hy dit doen. Jy sien, hoe meer my lewe raak 'n plek van Here, ek wil U wil doen, vervang daai hart, die hart van vrees. I'm going to try it in English, want julle kyk vir my soos 'n klomp melkkoeie 4 uur in die oggend. Askies. Hoor gou. The more my life becomes about Him, the less circumstances influence me. Can we be that crazy to trust Him in spite of? Daar is so baie stemme wat praat, maar ons wil God se stem hoor deur alles. Matteus 4 vers 4 sê die volgende. Hy sê, but man shall not live by what he knows. Man shall not live by what he is used to. Dit waarna hy gewoond is. Man shall not live by what he can provide for himself. Man shall not live by his own strength, but by every word that proceeds forth from the mouth of God. Dis 'n ander vertaling vir wat daar staan, bread alone. Wat beteken bread alone? Dit beteken maar net deur dit wat ek kan produseer. Deur dit wat ek kan voorsorg. En dan sê God, jy kan nie net lewe deur dit wat jy self kan doen nie. Jy het my woord nodig. Want jy sien, is wanneer God met ons praat, en hy praat met ons, dan is dit nie net informasie wat hy binne in ons insit nie, maar hy sit sy natuur binne in ons. Hoe die Here die bome gemaak? Hoe die Here die blomme gemaak? He spoke it into being. Van die goedjies het hy van klei gemaak, van die goed het hy net gepraat. Hy het net gesê, laat daar lig wees. En, so was dit net informasie. Was it plain information that went out into the world? No, it wasn't just plain information that went out.
It was the creative power of God that changed things. Ek glo in die Big Bang. Nie die Big Bang in die wetenskapboeke nie, maar die Big Bang in die Bybel. Wat sê dat Jesus gaan terugkom met 'n Big Bang. Nee, ek glo nie daai nonsens van niks het iets geraak en iets. Ek glo dit, maar nie soos wat hulle dit glo nie. Hulle glo niks het homself. Ek glo niks het verander toe God gepraat het. En nie oor miljoene en biljoene jare nie. Oor 'n paar jaar, 'n paar duisend jaartjies. OK, maar ons gaan nie vandag oor evolusie praat nie. Waaroor ek wil praat is oor die stem van God. When God speaks, He doesn't just put information into your mind. He speaks spirit into your life with the information. As God met jou praat en hy sê vir jou om iets te doen, dan gee hy in daai oomblik ook 'n genade op jou lewe om gehoorsaam te kan wees. Hy sit van homself binne in jou wanneer hy met jou praat. Het jy al in die oggend, kom ons maak dit eenvoudig, dit is eenvoudig, is wonderlik, maar is eenvoudig. Het jy al die Bybel gelees in die oggend en jy het gebid? En as jy daar opstaan, dan staan jy net ligter op. Jy staan net anders op, al het niks op verander nie, jy voel net anders. Jy het net 'n ander belewenis, daar is 'n bietjie hoop in jou hart, daar is iets ligter binne in jou. Het jy dit al beleef? Hoekom is dit? Want jy fokus op hom. En jy hoor hom, en jy lees van hom, en jy dink aan hom, en jy sit jou fokus op hom. So, hy sê, it is written, man shall not live by bread alone, by the everyday normal life, and by whatever this world can provide, but by every word that proceeds forth from the mouth of God. Wonderlik. Sy asem laat my lewe, sy woorde laat my lewe. En dan sê die skrif verder, in Johannes 10 praat Jesus van ons wat sy skape is. And he, when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they, kom lees saam met my. Okay, nee, kom, julle moet my help, julle is mos slim man. Ons kan Engels lees, kan julle ons Engels lees? Alright. Dis net die Bloubil ondersteuners wat sukkel met die Engels. Okay, kom ons lees hom weer. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they, prys die Here. Jesus praat hierdie ding met die verwagting dat ons sy stem sal ken. Met die verwagting dat ons sal weet hoe dit klink wanneer God met ons praat. En hier's die goeie nuus. Ons hoor sy stem. Ons besef net soms nie altyd dis hy wat met ons praat nie. Ekskuus julle. Dis daarmee Stuyvesant, hoor. Ek weet nie hoekom ek so blaf nie, maar dis daarmee daarvan nie. So hoor, hier is die ding. So God praat nie net met ons, maar hy kommunikeer met ons. Listen to this. God doesn't just speak to us, but he communicates to us. Hy kommunikeer met ons. Het julle al gesien? Jy kan met 'n hond op verskillende maniere praat. Okay, met ons hond, ons het ons hond vir hondeklas gevat, né? Dis 'n gesofistikeerde brak. Ons het hom gevat vir doggy training. Daar in een van die dorpe toe ons nog daarbo was. Okay, eintlik meer my vrou en die kinders. Ek meen ek sukkel met hulle, nou nog die hond ook leer. Maar maar in elk geval, toe maar, ek is bang vir die dag wanneer sy moet preek, nee, dan gaan al die waarheid uitkom. Maar in elk geval, en dan leer hulle die hond goed, maar daar is verskillende maniere hoe ons met hierdie hond kan praat. Jy kan vir die hond net, as die hond so, en ons het 'n Staffie, as jy nie baie van honde hou nie, moenie vir jou 'n Staffie kry nie, okay, want 'n Staffie is an emotional dog, oh my goodness, hy's erger as 'n vrou, 'n Staffie. Nee. Maar hoor, okay, ek sal op 'n nonsens praat, dan gaan ek dalk minder hoes. Maar in elk geval, met hierdie hond, wat jy kan maak is, as daai hond kom en hy bedel vir kos, is 'n Russiese waghond, nee, as hy nie Russie, dan wag hy vir iets. En dan staan hy by jou, en dan kan, as ek vir hom wys, dan gaan hy al.
So ek sê niks, maar ek kommunikeer met hom. Okay, wie van julle het al jou pa kyk vir jou? Of jou ma kyk vir jou? Dan weet jy, daar is nie woorde nodig nie, ons kommunikeer met mekaar. Nee? Die ander ding van die hond is, ek of hom sê, ek gaan jou keel afsny. En wat gaan hy maak? Hy is net te happy, want hy verstaan nie wat ek sê nie, maar hy luister na die toon van my stem. Of jy kan vir hom sê, uit, en hy doen niks, of jy kan sê, uit! En hy gaan uit. Ek het 'n oom, of ek ken die oom, daar in Tilbag, hy het 'n papegaai, nee. Ek het dit met my eie oë gesien. Dan roep die papegaai die 2 honde in die kombuis in, op hulle name. Dan kom die honde in, as hulle binne is, en sê, voetsak, voetsak, voetsak. Dan sleep die honde weer, dan gaan hulle by die ander deur uit. En dan is dit daai papegaai se plesier om daai honde te jag. Nou, net so kommunikeer God met ons. En dis nie altyd hierdie stem wat klink soos my stem, en 'n ou hoor dit nie altyd so duidelik, so 100% kristalkleer soos wat ons wens ons het nie. En so my hart vir oggend, my doel wat ek hoop ons kan begin om te doen is om vir jou te help om die kommunikasie van God te kan verstaan. Om te kan weet met meer sekerheid in jou hart wanneer ons God hoor. En ek probeer om iemand iets te leer, ek het regtig net die hoop dat ons met meer sekerheid kan weet, hey, dalk is hierdie God wat met my praat, want is asof God baie keer goeders doen om ons aandag te gryp. Nou vir party ouens moet hy 'n bos in die brand steek. Maar vir ons is dit ander goed wat die Here doen. So hierdie week, volgende week, gaan ons kyk na 'n paar verskillende maniere oor hoe God met ons praat. En maak jou hart net oop en bid en sê, Here, praat met my. Leer vir my hoe om die stem te hoor. Leer vir my om saam met u te stap. So wat ek gaan doen, is soos om 'n wit lig deur 'n prisma te skyn. Nou weet ek nie wie van julle ouens kan onthou in die skool. Kan julle daai ding sien? Skus, ons wil so 'n platformpie bou, dat julle die hele skerm kan sien. Maar daai aan julle linkerkant kom daar so 'n wit lig in, en dis gewone lig, en as jy hom deur 'n prisma skyn, dan gebeur daar fraksie, en hy breek daai wit lig op in sy verskillende kleure. Onthou julle nog CD's? Okay. Nou, CD's, as jy hom so gehou het, dan kan jy so, as op die regte manier, dan sien jy so die reënboog in hom. Nou, wat ek gaan probeer is, soos daai wit lig is soos God se stem, God se kommunikasie wat na ons toe kom. Maar wat ons nou gaan probeer doen is om dit bietjie op te breek, om dit bietjie in verskillende dele te breek. En God praat baie keer, en hoe meer ek praat, hoe meer sal dit vir julle sin maak, maar God praat baie keer, of kommunikeer baie keer op 3 of 4 van daai maniere gelyk. Dis nie net een nie, maar ek gaan hulle nou een opbreek, sodat ons kan probeer om dit beter te verstaan. Alright, is julle reg? So kom ons begin met die eerste ene. Die eerste ene waaroor ek wil praat, hoe God met ons kommunikeer is, hy het 'n vrede skeieregter. Okay, nou dit staan nie in die Bybel, die skeieregter deel nie. Maar het julle al gesien op die cricketveld, 'n skeieregter, 'n umpire, 'n peace umpire. 'n Umpire is die ou, as hy sê die lig is te donker, dan stop dit. As hy sê jy's uit, dan is jy uit. Nou deesdae het hulle nou reviews en kameras en al daai goed, maar op die einde van die dag moet die umpire nog steeds die signal gee. Hy moet nog steeds sê die ou is uit, of nee, die ou is nie uit nie. No ball, of al daai goed. Nou so praat God met ons. Kyk wat staan in Kolossense 3 vers 15. And let the peace of God rule in your hearts. Alright, so wat beteken dit? Dit beteken wanneer God met my praat, het ek 'n innerlike vrede. There is a peace about something. Ek moet hierdie besluit maak tussen 2 of 3 verskillende goed. En hoe weet ek is besig om in God se wil te beweeg, want daar's 'n innerlike vrede. Alright? Dis soos 'n ja of nee, doen of los tipe skeieregter. Of as daar 'n geleentheid is en jy wil dit doen en die Here wil nie hê jy moet dit doen nie, dan is jy partykeer so 'n holkol op jou maag. Het julle dit al beleef? Dis net so met die aanvang van sonde. Dan beleef jy so 'n holkol op jou maag.
Kom nou. Dis asof die vrede van die Here jou verlaat. Het julle dit al, ag kom, julle is nie eerlik hier. As jy nou, Here gee hulle nou 'n holkol as hulle nie eerlik is nie. Kom, ons almal doen dit fout soms. Maar moes jy al ooit in jou lewe kies tussen iets en dan voel jy net hierdie een gee vir jou vrede. Man, jy's bietjie op jou senuwees want is nou iets nuut wat jy moet doen, maar oor die algemeen gee God vir jou vrede. En dan hoe ons check baie keer is dit so, as jy nie vrede het nie, ouens, moet jy wag. Partykeer lyk hierdie kar wat jy kyk, nê, na die beste deal moontlik. Kom nou. Sit daar op We Buy Cars en Wheelie en Bakkie en ek weet nie wat hulle alles koop nie, maar jy sit daar en jy kyk en jy lees die rating en jy review en as jy soos ek is, dan kyk jy vir 6 maande lank YouTube video's oor hierdie kar om te besluit of dit die beste kar is en wat sy voordele en wat sy nadele en al daai goed. En jy kyk daai ding en dan kom daar is bargain verby. En dan voel jy in jou hart, halleluja. Maar dan ewe skielik voel jy nie vrede nie. Jy voel so bietjie op jou senuwees, jy voel nie, nee. As dit gebeur, wag. Dis baie keer in die wag, in the waiting, that I learn to trust in God. Yes, ek sien hoe sê baie van die vrouens vir die man, sien jy nou? Laat die vrede van God in jou hart regeer. Dit is soos 'n reëling wat jou veilig hou, wat jou binne in die wil van God hou. Daai vrede. Here, is dit hierdie kar? Moet ek wag vir 'n ander kar? Moet ek nou of moet ek nie? Daar gaan, hoor vir my, ek wil vanoggend vir julle iets sê, daar gaan nog 'n geleentheid kom. Don't rush into something that's not from God. Ek kan uit experience uit vir jou sê, don't do it. Moenie laat die emosies jou beet kry en jy gaan doen iets stupid nie. Wag dat jy die vrede van God het. Bid, vra vir hom, Here, in daai oomblik, en daai vrede is partykeer onmiddellik daar, in 'n oomblik, kom daar partykeer 'n bargain verby en jy het vrede, en jy het vrede in jou hart. En dan is dit een van die kleure van die reënboog van waarmee God praat. Okay, dis nie al hoe God praat nie, dis net 'n manier van hoe om te weet, God is speaking to me. En dan so die vraag wat ons gewoonlik vir mekaar vra as iemand iets sê, is, het jy vrede oor dit? Ouens, praat met jou vrou. Ek weet nou nie hoekom vanoggend die Here se vinger half op dit is vanoggend nie, maar praat met jou vrou. Vrouens, praat met julle mans. Moenie net goed doen nie. I get this call from this company, this favorite company that we all know, these telemarketers. And if you or your children have to work there, man, I really feel for you. Want ek dink it's not a nice job, but it's a job, but it's not an easy job. In elk geval, en hierdie ouens bel my en hulle wil nou een of ander ding, ek kan nie eens onthou wat dit is, they wanted to sell me something, and so I said, listen, I just want to speak to my wife first. Dis nou baie jare terug, toe dit nou nog nie so algemeen was nie, deesdae praat jy nie eers meer met hulle nie, maar daai jare het jy nou nog so 'n bietjie gepraat met die mense, toe dit net so begin, en dan sê ek, I just want to speak to my wife, want ons het 'n deal gemaak, ek sê nou nie dit vir hom nie, maar ons het 'n covenant gemaak, 'n verbond gemaak, dat ons een sal wees voor God. So I don't just run and go and buy stuff and do stuff on my own. In 'n ideale wêreld. Why? Because we are one. And sometimes she's the brake that I need. And sometimes she's the push that I need. Want die Here praat met my deur haar ook. Ons gaan nog daarby kom, punt nommer 12. Alright? Maar die Here praat met ons deur ons huweliksmaats. So moenie net hardloop, jy vra vir jou vrou 'n bietjie, liefie, bid saam met my. Pray with me. Let's hear what God says before we just do something new.
Will it take longer? Yes. Will it be frustrating? Probably. But the end result will be the will of God. Amen. Okay, so, laat die vrede van God in julle harte regeer. Die volgende enetjie, ons gaan net met hierdie ene, ons gaan stop met hom vandag. Okay, nog 'n manier hoe God praat, so God praat met my deur vrede, deur sy vrede in my hart. Nog 'n manier hoe die Here met my praat, is my gewete. Wie van julle het al die Here se stem gehoor? Okay, nou maak dit meer sin, hè? God praat met, wat is jou gewete? Het julle al ooit gesien in die stories, dan as iemand nou moet getuig in 'n hofsaak, dan moet hulle hand op die Bybel sit en dan sê hulle, we swear to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. Het jy al daai gesien? Dis hoe jou gewete ook werk. Jou gewete is vlamskerp. Onmiddellik. Het jy al agtergekom, net voordat jy uit God se wil uit wil gaan, dan sê jou gewete vir jou, nee. Moenie. Bly stil. Kom nou. Het julle dit al ervaar? Nou ouens, dis 'n manier hoe God met ons praat. Kom ons, waar staan dit in die Bybel? Ek is so bly julle vra, Romeine 9. Romeine 9, I tell the truth in Christ. I am not lying. My conscience, my gewete, also bearing me witness in the Holy Spirit. Wonderlik hoe die Here ons gemaak het, nee. My skape ken my stem. So God gebruik ons gewete om met ons te praat. Wie van julle het al die duiwel se stem gehoor? Kom nou. En ons hoor die Here se stem ook in ons gewete. En gewoonlik, most of the time, it's just, don't do it. Dis net 'n ding van moenie doen nie. Dis die waarheid en niks behalwe die waarheid nie, is baie direk. En dit verwag 'n reaksie van my. My gewete is baie keer die deur wat God oopmaak vir my, dat ek nie hoef te sondig nie. As 'n skrif wat sê, geen versoeking het julle oorkom nie, behalwe dit wat menslik is, behalwe dit waarvan julle al weet. En God wat genadig is, sal saam met die versoeking ook 'n deur gee, 'n uitkoms gee, 'n manier om af te trap. En die meeste van die tyd is die deur net moenie. Meeste van die tyd is dit net moenie. En dan voel ek, okay, ek moenie. En dan dink ek het nou eintlik niks bereik nie. Weet jy wat, dis aanbidding vir God. It's some of the highest worship and the highest praise we can give God is by being obedient. In that little moment, with that small thing. Want daar is 'n geestelike waarheid vasgemaak aan dit wat sê, as jy getrou is in die kleine, kan God jou vertrou met die groot. Maar die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. Dat as ek nie kan getrou wees in die kleine nie, kan God my ook nie vertrou nie. So nou bid ek vir die groot goed, maar ek is ongehoorsaam. En dit maak dat daar 'n striweling binne my plaasvind en die Here is so goed, daai striweling selfs is goed, want dit druk my na 'n punt toe van waar ek sê, Here, U moet my help. Ek wil gehoorsaam word. Maak dit sin? Okay, is julle ouens reg, ons amper klaar? Dis gewoonlik ja, nee en moenie. Okay? En so wat gebeur is jou gewete onder leiding van Heilige Gees sit 'n gedagte in jou kop. Jou gewete onder die invloed van Heilige Gees wat jou vir jou sê en jy sal 'n stem agter jou hoor wat vir jou sê. Wanneer praat daai stem? Wat staan vroeër in die vers? Wanneer jy die pad wil verlaat, wanneer jy die pad wil byster raak, sal jy 'n stem agter jou hoor wat sê, hierdie is die pad, wandel daarin. En jou gewete sê gewoonlik net, nee. En dan moet ons gehoorsaam wees, want my gewete, en regtig waar, ek het nie die skoonste, sagste, beste gewete van almal hier vanoggend nie, maar selfs my gewete het my nog nooit weggelei van die wil van God af nie. Het jy dit al agtergekom? My gewete het my nog nooit weggevat uit God se wil nie. Hy hou my in die pad.
En dan moet ek in daai split second, in 'n split second matters. Want dan moet ek in daai split second, jy het nog steeds die stokke. Jy kan besluit in daai oomblik, gaan ek gehoorsaam wees? Am I gonna obey? En as ek gehoorsaam is, dan gaan dit baie keer minder lekker wees. Ouens, moenie val vir die duiwelse party trekkie. Weet julle wat is die duiwelse party trick? Kom ons, julle weet dit, maar ek gaan dit maar net herhaal. Die duiwelse party trick is, dis lekker nou. Dis lekker nou. Maar later. Maar hy sê nie daai deel nie. Dis soos heuning oor die lippe. En dan sit kilos op die heupe. Hy kom en hy versoek ons. He misleads us with small time fun, small time joy, small time success, with long time pain, long time punishment. Maar baie keer sal jou gewete vir jou short term pain vra, for long term gain. En dan stumble ons en ons dink, want ons dink, yes, maar dit gaan nou moeilik wees om nie, ek wil ook nou saam skinder. Ek wil ook nou ietsie sê, want ek het baie om te sê. En dan sê my gewete, nee, moenie. En dan voel dit vir my seer. Kom nou. Soos hierdie tydskrifte, die huisdemoon. Julle ken daai tydskrif. Skinderblad. Hey man, ons het daar met duiwel in ons huise ingenooi, nee. Tabloids, daar's miljoene rand industrieë gebou op sonde, op skinder, op al die goed. Dit lyk so eenvoudig, dit lyk so onskadelik, man, is niks. Ons moet versigtig wees, kyk wat sê die skrif verder, nee. As jy aanhou om jou gewete te ignoreer, dan is dit asof jy 'n stuk staal vat wat warm gemaak is en jy skroei jou gewete dood. As jy aanhou en God is baie genadig, maar dit staan in die skrif, soos moet daaroor praat, luister, kyk gou wat staan hier geskrywe. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 2. En moenie worry nie, ons sal die notes, want hierdie is nou 'n bietjie baie notes. Ek sal die notes op 'n PDF sit en op die WhatsApp groep uitstuur. As jy nie op die WhatsApp groep is, gryp vir Nimmy of gaan deur daai deur en daar's 'n infodesk, sit jou nommer daarop of vul die databasis in. Ons sal hy link weer instuur. Laat ons jou op die groep kan sit, dan kan jy hierdie PDF lekker vir jouself deurwerk. Daar staan, now the Spirit expressly says that in the latter times. So dis belangrik. Ons lewe in die latter times. Ons lewe in daai tyd. The Spirit expressly says in the latter times that some will depart from the faith. How will they depart from the faith? By giving heed to deceiving spirits. Mislei. Wat is mislei? Mislei beteken 'n skapie wat wy hierso en dan begin daai skapie al hoe verder wegwy. Wegwy. En as jy weer sien, het hy homself mislei deur die draad. Hy druk sy kop daar deur die draad en hy vreet die sjallegras as waarop hy staan. Vreet hy daar deur die draad, nee? En as jy weer sien, dan sit hy vas in die draad of hy's deur die draad en 'n kar ry boor hom. Dis die konsep van mislei. Dit lyk reg en dit voel reg en ek doen nie sonde en niks regtig gebeur nie. So dis okay, dis ook nie so bad. Ek's jammer Here, ek voel sleg vir so 10 minute en dan voel ek weer beter en dan doen ek maar weer die sonde en net omdat God niks met my laat gebeur nie, dink ek partykeer dis okay om te sondig dan. Want die nagevolge is nie onmiddellik nie. Maar die nagevolge kom. En soms is daar nagevolge, al kry ek vergifnis. En ek word vergewe, maar daar's nog steeds nagevolge. En hoekom wil God hê met ons nie sonde doen nie? Want sonde maak ons seer. Sonde maak ons verder van hom af. En dis hoekom hy nie wil hê dat ons met sonde doen nie. Alright, so wat sê hy? Some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits. Hoe praat daai spirits in jou gedagte? In jou gedagtewêreld, deur gedagtes. Dis hoe daai gees praat. Nee man, dis okay, jy weet daar gebeur, julle weet wat deception en skewe goeders is. And doctrines of demons.
Through the church. Onthou, hierdie is in die kerk geskrywe, broers, hierdie is in die wêreld geskryf, hierdie is aan ons geskryf. Nee? Through doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, valsheid, false gain. Hoeveel predikers sien ons wat goeders kwyt raak vir false gain? Having their own conscience seared with a hot iron. Brand hy senuwees dood. Nou hoekom brand hulle 'n ding dood? Hulle brand hom dood dat hy kan opbloei, maar ook om die pyn te stop. En jy brand hom dood, jy stop hy senuweebane, dat hulle nie meer kan hardloop nie. Nou hy gebruik dit as 'n voorbeeld om te sê, as ons nie luister na ons God wat met ons praat deur ons gewete nie, dan kan ons gewetenloos raak. Dis hoekom mense wat hulle sê, jy's daai ou is gewetenloos. Hy het geen ability om meer tussen reg en verkeerd te onderskei nie. En van daai ouens laat God toe om ons leiers te wees. Nee, maar dan besef ons wat aangaan. They've had their conscience seared because they are disobeying the whole time. As julle reg ons gaan klaarmaak. To the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. So ouens, dis belangrik vir ons om ons gewete, om ons hart rein te hou voor God, om ons gewete te beskerm, om seker te maak dat ons nie onsself laat vuil word deur die stemme van die wêreld nie. Nou dit beteken nie jy mag nooit nuus luister nie, en dit beteken nie jy mag nooit TV kyk nie, maar luister na jou gewete. Luister na Heilige Gees, hoor of jy vrede het, as jy hierdie ding kyk, as jy daai ding luister, het jy vrede. Wat praat jou gewete met jou? Ons hoef nie nonne en, wat noem jy die? Monnik, dankie, daai ene. Ons hoef nie monnike en nonne te wees nie. Maar ons moet verantwoordelik wees om toe te laat dat ons nie onsself binnekant besmet met te luister en in te neem waardes en geestelike dinge van die donkerte nie. Amen. Amen. OK, volgende week praat ons verder oor hoe God praat met ons. Is dit vir julle sinvol? Kan jy assosieer? OK, so hierdie week as ons uitgaan, moet ons nou almal regtig hard probeer om versigtig te wees. Vat net so 1 sekonde voordat jy net wegvlieg met iets en sê net, Here, praat met my. Maak seker dat ek in God se wil is. Amen. OK, vanoggend was nou baie kwaai. Volgende week gaan nie so kwaai wees nie. Maar dit was nodig om te praat oor ons gewete ook. En dat ons nie ons gewete moet dooddruk nie, moet doodbrand, deur heeltyd ons eie ding te doen nie. Amen. Amen. Nou toe kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u stem kan hoor. Baie dankie Here dat u met ons praat. Ons is u skapies, Here, en ons het u stem nodig. Ons het dit nodig, Here, dat u met ons sal praat. Here, ons wil u hoor elke dag van ons lewe. Leer ons om te onderskei die stemme wat met ons praat, wat van die wêreld is, wat van onsself is soms, en dit wat van u afkom. En Here, dan bid ons soos Dawid, en dan lei ons in u pad van lewe, in u geregtigheid. Here, vanoggend is daar dalk van ons wat voel, man, ek mors dit so op, wat help het om te probeer? En dan dink ek aan daai storie oor die skapies van die 99 wat goed doen en die een wat rondvoeter.
En dan hoe U sê dat U soveel moeite sal maak om 99 veilig in die kamp te los en agter daai een rondvoeter skaapie aan te loop. En dan bid ek vanoggend, Here, vir ons wat rondvoeter skapies is. Dankie, Here, dat U ons ook kom haal. Dat U ons terugdra. En ek bid vanoggend, Here, vir ons om te weet dat U 'n genadige, liefdevolle, goeie, hemelse Pa is. U sê dat as ons sonde bely, U is getrou en regverdig. U vergewe ons en U reinig ons. En ek bid vanoggend vir elke belydenis wat opgaan na U ore toe, uit ons harte uit, van 'n belydenis van waar ons dalk ons eie ding doen of teen ons gewete goed doen. Dankie, Here, dat U ons hoor, ons vergewe en ons reinig. Kom vervang die leuns wat in ons ingebou is met U waarheid wat vrymaak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.